Hallo almal, in hierdie video gaan ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor datahantering met jou bespreek. Hierdie is soos wat dit in die graad 8 syllabus voorkom. Vraag 1. John belê R720.000 soos hieronder aangetoon. Teken 'n sirkeldiagram om sy beleggingsportefeulje grafies voor te stel. Nou gaan jy sien, daar is hoe sy geld verdeel is. Nou as ons die sirkeldiagram wil trek, dan kort ons die hoeveelheid grade wat elkeen sal verteenwoordig. So hoe 'n mens dit doen, is as jy nou na die eerste een kyk, die vaste eiendom. Dan vat 'n mens daardie bedrag, dis 340.000, gedeel deur die totaal, wat die 720.000 is, maal 360 grade, en dan kry ons 170 grade. Die tweede een is die geldmarkfonds, so ons gaan weer sê, dit is 150.000 gedeel deur die 720.000, die totaal, maal 360 grade, dan kry ons 75 grade. John se bankbelegging, sê 'n mens 100.000 gedeel deur 720.000 maal 360 grade is 50 grade. Sy aandele, 80.000 gedeel deur 720.000 maal 360 grade gee vir ons 40 grade. En laastens, die effekte trusts is die 50.000 gedeel deur 720.000 maal 360 grade, dis 25 grade. En dan stel ek voor, jy kontroleer ook net of jou grade alles optel na 360 toe, want dan weet jy was reg. So as jy nou al daai 170 plus 75 plus 50 plus 40 plus 25, ja, dis 360 grade. Dan het 'n mens nou jou gradeboog nodig, en op die ou einde, dan gaan dit so lyk, jou sirkeldiagram. Nou kom ek gaan gou vir jou net die regte byskrifte gee. Ons eerste ene, daardie 170 grade, dit is dan vir die vaste eiendom. Daardie 75 grade is vir die geldmarkfonds. Daardie 50 grade is vir die bankbelegging. Die 40 grade is vir die aandele, en daardie 25 grade is vir die effekte trusts. En daar is jou sirkeldiagram. Vraag 2. 'n besoeker aan die wildtuin het in 8 dae die volgende aantal rooibokke per dag gesien, en dan is die data nou vir jou daar gegee. Orden die data en bepaal die volgende. Nou die eerste ding wat ons gaan doen is, as ons die data orden, dan beteken dit ons skryf dit van klein na groot. Nou kom ons kyk gou of alles daar is en of dit korrek is. So ons eerste ene was 21, dit is reg. Dan is daar weer 'n 21, dis reg. Dan is daar 'n 25, daar is 'n 26, daar is 'n 28, 'n 34, 'n 65 en 'n 80. Daar sy. Dis altyd goed om mooi te kontroleer. Nou die eerste ding wat ons bepaal is die rekenkundige gemiddeld. Nou, ek moet nou nie skrik omdat jy die woord rekenkundig sien nie, dit is nou maar net hoe ons dit gebruik in statistiek. Dit is maar net bereken die gemiddeld. En hoe bereken ons nou weer die gemiddeld? Ons tel al die waardes by mekaar en ons deel dit deur die totaal, en ons totaal is 8. En daarom is ons gemiddeld dan, as ons alles daarbo by mekaar tel, is dit 300 gedeel deur 8, en ons gemiddeld is 37,5. By nommer 2, om die mediaan te bepaal. Nou onthou, die mediaan is die middelste waarde. So hoe kry ons nou hom? Omdat dit 'n ewige getal is, daar's 8 data, maak jy so. Jy sê, jy kanselleer daai ene en daai ene, en jy kanselleer daai ene en daai ene, kanselleer daai ene en daai ene. So jou twee middelste waardes is daai 26 en die 28. En omdat dit 'n ewige getal is, gaan ons daardie twee se gemiddeld bepaal. So jy gaan sê 26 plus 28 gedeel deur 2, so die mediaan, die middelste waarde, is 27.
By nommer 3, die modus, dis die een wat die meeste voorkom, en jy kan sien, dis 21, hy kom 2 keer voor. En dan die uitskieter, onthou jy wat is dit? Dit is nou weer 'n waarde wat baie groter of baie kleiner as al die ander waardes in jou datastel is. En ek dink jy kan sommer sien, hier is ene, en dit is daardie 80, want die naaste een aan hom is 65. So die uitskieter was 80 rooibokke. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Vraag 3. Die water in verskillende dele van 'n dorp is besoedel. Hieronder is 'n tabel met die klagtes van inwoners in 'n gebied waar water sleg ruik of snaaks proe. Nou kom ons kyk nou mooi na ons tabel. Jy sal sien, die eerste kolom is nou, of die eerste ry eerder, is die maand, Januarie tot Augustus, en dan die getal klagtes. Vraag 1, trek 'n gebroke lyngrafiek om die data mee te verteenwoordig. Nou, dit vat 'n bietjie tyd, maar ek het nou sommer dit klaar vir jou gedoen. En dan gaan jy nou sien, daar is 'n opskrif, altyd klagtes oor vuil water. Op die y-as is die aantal klagtes, op die x-as is die maand, en dan sal jou grafiek so lyk. Kom, ek gaan vir jou gou wys. Kyk, op die y-as het ek dit in intervalle van 500 gemaak, 0, 500, 1000 ensovoorts, en dan kan jy nou sien, hoe het ek dit aangedui. So by Januarie, ons kyk net gou na so 'n paar, Januarie was daar 200 klagtes, Februarie was daar 300, Maart was daar 500, ensovoorts, ensovoorts. Nommer 2 vra, gebruik die grafiek en lees af hoeveel klagtes daar in Mei was. Nou, jy sal sien, daar was niks by Mei gewees nie, so hoe 'n mens dit gaan doen, is jy gaan opry met Mei tot daar, en dan gaan jy weer links ry tot daar. So jy sal sien, dit is ongeveer 1400 klagtes. Nommer 3, wat is die tendens wat jy uit die grafiek kan aflei? Nou, so dit beteken jy kyk nou na jou grafiek, en wat kan jy nou sien? Dit lyk vir my of die klagtes raak eksponensieel meer. Vraag 4. Gedurende die vakansie het 'n paar leerders op 'n plaas gewerk waar hulle appels gepluk het. Hulle het neergeskryf hoeveel appels hulle van 40 bome gepluk het. Die data word in die histogram aangedui. En onthou nou weer, 'n histogram het nou daardie stawe, en al die stawe raak aan mekaar. So daar kan jy nou sien, daar's jou opskrif, die aantal appels van 40 bome, en dan is daar ons aantal bome op die y-as, en op die x-as is ons intervalle wat die aantal appels aandui. So ons intervalle, as jy nou op die x-as kyk, van 1 tot 10 is daar niks, van 11 tot 20 was daar 2, ensovoorts. Vraag 1. Waarom het die leerders 'n histogram gebruik om die data voor te stel? Dis 'n belangrike vraag, want histogramme werk die beste vir gegroepeerde data. Vraag 2. Daar is geen staaf vir die interval 1 tot 10 nie. Verduidelik wat dit beteken. So kom ons kyk gou na die interval 1 tot 10. Dit is daar. Nou daar is geen inligting daar nie. So wat beteken dit? Geen boom het minder as 10 appels gehad nie. Vraag 3. Die langste staaf is by die interval 51 tot 60. Wat beteken dit? So as jy nou kyk, die interval 51 tot 60 is daar, en wat beteken dit dan? Die meeste aantal bome, 10 om presies te wees, het tussen 51 en 60 appels gelewer. Hoe het ek aan die 10 gekom? Ek het dit gelees, omdat my staaf tot daarbo gegaan het, het ek op die y-as het ek afgelees 10. Vraag 4. Gebruik die histogram
en voltooi die frekwensietabel. So daar het hulle nou vir die frekwensietabel gegee, ons gaan dit nou net voltooi. So, om die frekwensie te kry, frekwensie bly altyd op die y-as, so dit is die aantal bome. Nou kom ons gaan kyk mooi, vir ons interval 1 tot 10, dis nou daardie ene, was daar 0, is ons frekwensie 0. Volgende interval, 11 tot 20, dan lees jy dit daar op die y-as by die frekwensie, daar was 2. Interval 21 tot 30, dis daardie ene 4. Interval 31 tot 40, dis so mooi in die middel tussen 4 en 6, met ander woorde 5. Interval 41 tot 50, presies 8. Interval 51 tot 60 is 10. Interval 61 tot 70 is 7, hy is weer in die middel tussen 6 en 8, en ons laaste interval, 71 tot 80, kan jy mooi sien, was ook 4. Vraag 5. Verduidelik hoe jy uit die frekwensietabel kan agterkom dat daar 40 bome was. Nou die antwoord is, ons tel al die frekwensies by mekaar, en dan kry ons 40. So dit is hoe mens by daardie getal uitgekom het. Ek het gesê, 0 plus 2 plus 4 plus 5 plus 8 plus 10 plus 7 plus 4, toe kry ek 40. Dis die totaal. Nommer 6. Dui die histogram die presiese aantal appels wat by elke boom gepluk is aan? En die antwoord is nee, want dit wys net in watter interval 'n boom lê. Nommer 7. Dui die histogram aan hoeveel leerders die appels gepluk het? Ook nie. Nee, slegs die aantal bome op die y-as en die intervalle op die x-as. Vraag 5. Die tabel gee die lengtes van 'n groep dogters in sentimeter. Nommer 1. Teken 'n stingel en blaardiagram om die data te organiseer. Nou hoe dit werk, ons moet eers ons stingel maak, so ons vat hom as 'n 14, 'n 15, 'n 16, 'n 17. En dan, goed, nou gaan ons die blare doen. So ons eerste ene is 151, dan doen jy hom so, dan skryf jy die 1 daar. Ek wil net hierdie dan wys, ons het hom nou gebruik. 149 gaan jy so aandui. 170 dui jy mens so aan. 148, hy kom daar. 152, hy kom daar. Omdat ek my pen verloor. Hy is geel, ek kan nie sien nie. Daar is hy. 163, hy kom daar. 153, hy kom daar. 173, daar sit jy hom. 147, hy kom daar. 177, hy kom daar. En ek wil ook hê jy moet oplet dat binne in ons stingel en blaar diagram is dit baie mooi georganiseer. Kyk daar, van klein na groot. 7, 8, 9. En ek sien ek het dit nou nie hier gedoen nie, maar onthou daar moet 'n sleutel wees by jou stingel en blaar diagram. Dit beteken jy wys sommer vir hulle so. 1,4-7 beteken 147 centimeter. Vraag 2. Wat is die mediaanlengte? Onthou nou, die mediaan is die middelste waarde. So weer eens, hoeveel waardes het ons? Ons het 2, 4, 6, 8, 10 waardes, so dit gaan weer die gemiddeld wees van die 2 middelste waardes. En hoe kry ons nou die middelste waardes? Ons gaan sê, ons kanselleer daai een en daai ene, daardie een en daardie ene, daardie een en daardie ene. Dan is dit daardie een en daardie ene. So waar is ons 2 middelste waardes? Dit gaan wees by 151 plus 152 gedeel deur 2, want ons kry die gemiddeld
van die twee middelste waardes. En dan gaan jy sien die mediaan is 151,5 cm. Nommer 3, wat is die omvang van die lengtes? Onthou jy om dit te bereken? Omvang is die grootste wat 177 minus die kleinste wat 147 is, daarom is ons omvang 30 cm. Vraag 4, is daar 'n uitskieter in die data? Onthou die uitskieter is een wat baie meer as die ander is? Nee, dit lyk nie vir my so nie. Daar is nie 'n uitskieter nie. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Onthou, ek het die hele syllabus vir jou vasgelê op video. Jy kan ook gaan na my webwerf www.onlinemaths.co.za. Daar vind jy baie inligting en alles is gratis. Groetnis van my Juffrou Pythagoras.